Wonderlik dat Alfie hier is op zo'n mooi, lekker, zonderse dag. Ik zie zo lekker opgewondenheid, zo'n kuier, atmosfeer hier tussen ons. En dit is hoe het hoort, dat die familie van Christus, om zo lekker samen te komen, elkaar te delen, samen te kuieren. En het is net kostbaar en bijzonder om zo juist van de Heer te hebben. Dus bezoekers samen met ons, eigenlijk nooit weer thuis, een dienst en ontvang. Dat is die belangrijkste van ons vandaag. Ontvang, ontmoet de Heer en ontvang uit zijn hand uit. Dit is wat ons nodig heeft. Ik wil soms zo hier aan het begin een verskoning brengen. En dit is nou niet namens mij of namens die kerk, en dit is nou namens die elektriciteitsvoorziening. Ons vraag verskoning dat het so bedompig en warm is en ons nie ons ligreëling kan gebruik nie. Ons het nou ons geruime tyd 'n probleem met die kragtoevoer buite van die paal af hiernatoe. Ons kry nie al die fases wat ons nodig het om die ligreëling ook te kan gebruik nie. En ek wil vir julle sê ons het nou al alles probeer. Ons gaan nou maar net gebed probeer. En vol vertroue dat dit dalk in hierdie week gaan opgelos word. En het van Jaapie daar 'n kontakpersoon gekry en ek gaan kontak in hierdie week en ons vertrou dat die Sondag gaan dit ook weer herstel wees. Ons dra maar vandag so 'n bietjie die bedompigheid en die hitte en kom ons aanbid die Here, ons maak sy naam groot, ons verheerlik hom. Ons het onsself musiekspan met 'n nuwe sangleier vanmôre. En ek wil nou kom ons klim sommer van die eerste oomblik af. Kom sommer van die eerste oomblik af. Gee ons onsself en ons alles in ons lofsang en aanbidding. Kom ons herinner ons vanmôre daaraan. Ons het gekom om die naam van die Here groot te maak. Niks anders nie. En ek wil vir u beloof, as u gaan in sy naam groot maak, dan gaan u ontmoet met hom en gaan hy in behoeftes voorsien. Ons kinderkerk begin ook weer vandag, so net na afloop van die sangdiens en al die kindertjies wat hier is, deurbeweeg weer na die deur, Bianca sal hulle daar ontvang en sal gereed wees om weer ons kinderkerk ook aan die gang te kry. Die Here seën vir u, geniet die diens en kom ons sing lekker saam met ons musiekspan. Goeiemôre van my kant af. Dis 'n ander gesiggie wat julle vanoggend sien. Ons gee die Here al die eer en die lof vir die goedheid en sy guns oor ons elkeen se lewe. Met Psalm 122 sê Dawid, ek was baie bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here kom. Ek was ook vanoggend bly met so 'n bietjie senuwees, want ek ben nou vanoggend hier staan vir julle. So julle gaan vandag vir my help om saam te sing. Ons gaan vandag lofliedere vir die Here sing. En ek het vir Abby gevra, sy moet vir ons Psalm 100 voorlees. Die opskrif is 'n oproep om God te loof. So julle kan net so bly sit terwyl Abby vir ons hierdie mooi Psalm lees. Dan gaan ons 'n item doen. En na die item, wanneer ons die woord op die bord sit, kan julle saam met ons sing. Ons gaan sing van sy goedheid en sy guns. Want hy is goed vir ons. Ek dink, so deur die oggend hier, dink ek aan myself, ons is van laas Sondag tot vandag toe, is ons 'n week verder. Maar ons is 'n week nader aan sy wederkoms. Dit is iets om ons opgewonde te maak, dat ons het iets om uit te sê. Ons hoef nie, soos die wêreld mense geen hoop te hê nie. So ek wil u uitnooi om vanoggend jouself oop te stel vir die Heilige Gees. Wanneer ons sing, lofpsalm sing tot die Here, jy sal sien in Psalm 100, hoeveel liedere wat ons vanoggend gaan sing, kom uit Psalm 100 uit. Terwyl ons lofsang tot die Here bring, maak jouself oop, dat die Heilige Gees in elke hart kan werk. Ons kan nie sien wat in julle harte omgaan nie, maar die Here weet, hy ken elke begeerte, hy ken elke behoefte, en dis onder sy lofsange wat die wonderwerke gebeur.
So ek wil vra, stel jouself oop, sodat die wonderwerke ook in julle kan gebeur. Dankie, Annie. Psalm 'n oproep om God te prys. Juig voor die Here, o ganse aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof en voorhowe met lofsange. Loof hom, prys sy naam. Want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En sy trou van geslag tot geslag. Amen. For your mercy never fails.
Right.
Amen.
Kom ons neem saggies ons sit. Ek gaan wil jy persoon die daar voel dit net iets wat jy met ons van die kom hoor. Nou ja, ons musiekspan, die ek gesing. Kom jy geseën na sal. Amen. As daar iemand is wat voel jy iets wat jy met ons van deel, dan gaan ek vertrou jy genade praat daar van bo af. Ek net praat vandag met almal deel. Ons almal weet Januarie is 'n moeilike maand vir elkeen. En omdat dit so 'n lang maand is, wil ek net dankie sê vir die Here van die werk het goed gedink om ons kollegas by die werk 'n tweede bonus uit te betaal. Omrede die werk weet dis 'n lang maand. So vandag wil ek net dankbaar wees teenoor die Here. Want die Here weet altyd wanneer ons kort is en wanneer ons werklik vir U hulp nodig het. En ek sê net dankie vir U. Amen. Amen. Ons loof die Here. Sal Lena. Dan nou weet ons nou maar 65 dae. Maar dan die Here hy kan 65 dae ander sien. Hy sien. Ons kan hier weer kan hier as ek weet. Ek vertrou jy is besig om skrifgedeeltes te leer. Goeiemôre broers en susters. Goeiemôre. Ons raak al weer opgewonde oor ons Bybeldag. Dit ons nou 'n datum gekry, dit is die 22ste Februarie. Die van ons wat hierdie uitdaging aanneem en wat al besig is om skrif te leer en hoofstuk te leer, hoofstukke te leer, julle kan hulle klaarmaak die 22ste Februarie. Want ons 'n wonderlike dag het. Ons gaan 'n uitstalling van Bybels hê. Ons gaan 'n Bybel leg hê van mense wat veel Bybels het wat dit graag wil gee vir iemand wat dit nodig het. Ons gaan mense kans gee om die skrif wat jy nog geleer het, die teks wat jy geleer het, hoofstuk wat jy geleer het, psalms wat jy geleer het, hoofstukke wat jy geleer het, om dit te deel in ons gemeente. En nog baie ander verrassings. So ons vra dat julle nou gereed word, gereed raak, opgewonde raak, om hierdie dag met ons te deel, en nooi familie en nooi vriende, want het gaan 'n spesiale Bybeldag wees. En dan wil ek vra, as jy nou so verhouding met die Bybel opbou hierdie week, wat sê die Here vir jou? Dis mos die woord van God. Woorde. Wat sê die Here vir jou? As jy besig is met en toe lees ek in Ester en ek sien 4 keer en die koning vra gesê, wat is jou begeerte en wat is jou wens? Wat is jou begeerte en wat is jou wens? Wat wil jy hê en wat begeer jy? Hy sê dit in Ester 5 vers 2, hy sê dit in Ester 5 vers 6, hy sê dit in Ester 7 vers 2 en hy sê dit in Ester 9 vers 12. Wat is jou begeerte? En wat wil jy, wat is jou behoefte? En dan sê die koning vir haar, want is dit die helfte van my koninkryk?
jy sal dit kry. Jy sal dit kry. En toe sien ek, ergens in die Nuwe Testament, en dit kry ek in 1 Timoteus, vers 1, die eerste hoofstuk vers 5. Dit is 'n betroubare woord en werk om ten volle aangeneem te word. Dat Jesus Christus na die wêreld toe gekom het, om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. En dan sê hy, in die 7de vers, aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. So ons staan voor die koning van die eeuwe, die onverderflike, die onsienlike, die alwyse God. En hy vra vanmôre, wat is jou begeerte? Wat wil jy graag hê? Wat is jou behoefte? En dit sê koning van die eeuwe, vanmôre is my begeerte en my behoefte. Dat nie net die Heilige Gees deur die gemeente sal loop, sal beweeg. Elke behoefte, elke pyn, elke siekte, elke kwaal, elke ellende dat dit sal aanraak. Dat daar net 'n genesende krag môre deur hierdie plek sal vloei, om lewens aan te raak en te verander. Grote koning, koning van die eeuwe, U sê in die woord, wat is jou begeerte? Wat is jou behoefte? Al is dit die helfte van my koninkryk, dit sal aan jou gebeur. Amen. Amen. Baie dankie. Ek sluit kosbaar aan by die woord wat die Here op my hart gelê het vanmôre om met u te deel. Ons het die kan laai na Kolossense die 2de hoofstuk en dan gaan ons ook in Johannes die 8ste hoofstuk 'n paar verse saam lees en ek hier daar gesels. Ons het verlede Sondag begin gesels onder 'n tema begin sterk. Begin hierdie jaar sterk. En ek wil so 'n bietjie verder gaan vandag en so 'n bietjie verder met die gesels onder 'n gedagte van wanneer ons sterk begin het en hoe gaan ons aan om sterk te bly deur die dag, wat kan ons doen om deur die jaar dan ook sterk te bly, want daar is soveel dinge wat met ons gebeur in 'n jaar, al het ons sterk begin, daar is soveel dinge wat gebeur, wat ons wil kooitjie en wat ons wil onderkry, en wat doen ek en jy om onsself dan sterk te hou en nie van koers af te laat gaan nie. Die gedagte wat ek met julle wil deel vandag is eintlik 'n jaartema wat die Heilige Gees op my hart gelê het vir hierdie jaar, en ek wil dit noem gewortel in die waarheid. En u gaan agterkom, ek dink u het al agtergekom van die begin van die jaar af, is ons baie gekonsentreer op die woord. En ons gaan in hierdie jaar dieper delf in die woord van die Here. Ons gaan die ontdekkings maak daar wat ons gaan anker en wat ons gaan vashou, en kom ons maak dit ons jaartema in die gemeente hierdie jaar, anker op wortel jouself in die waarheid. En ek gaan net hierdie 2 kort skrifgedeeltes met u saam lees en dan 'n paar gedagtes met u wissel, en ek wil vir u sê, toe ek begin dink het oor die waarheid van die woord en so 'n bietjie begin navorsing doen het daaroor, het ek 'n ellelange lys vol feite gekry rondom die woord van die Here, en ek het dit moeilik gevind om dit by mekaar te kry in 'n mooi sinvolle manier wat ek 'n
boodskap kan oordra aan u vandag. En ek het dit in 'n kort gedagte wat ek so in 3 temas met u wil deel. Onskatbare waarde, en dan gaan ons vinnig kyk na die krag van waarheid en daarna na die krag van wortels. Het ek dit so probeer saamstel dat ek ons uit dit uit 'n riglyn kan kry hoe ons onsself gaan sterk hou deur hierdie jaar. Maar kom lees saam met my, kom ons gaan by Johannes 8 begin. Dan lees ons net vers 31 tot 32. Die Here Jesus se eie woorde, en Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. En dan sê hy die volgende vers, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. En dan skryf Paulus hierdie besondere gedeelte in Kolossense, die 2de hoofstukkie van vers 6 af, sê, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom, bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsel van die wêreld en nie volgens Christus nie. Want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag. En as die Heilige Gees so wil, dan gaan ek volgende week by die gesels oor die teksverse, want in hom woon die volheid van die Godheid, en julle het die volheid. Maar dit is heel waarskynlik volgende week se boodskap. Kom ons bepaal ons by dit wat die Heilige Gees vandag met ons wil deel. En as ons dan oor waarheid wil praat, en wortel jouself in die waarheid, dan wil ek vir u sê die enigste waarheid wat werklik vas staan en as 'n anker kan dien in die lewe waarin ons vandag is die woord van die Here. Want daarin het ons onskatbare waarde ontvang. As ek net die gedeeltes wat aan die Gideon aangehaal het vanmôre hier kan dink, dit het ook in my hele lys van feite voorgekom, maar ons het hierdie onskatbare waarde wat die Here vir ons gegee het, die oomblik toe ons tot geloof in hom gekom het. En dan kom hy met hierdie sterk boodskap in Johannes 8 vers 32, en ek wil net hierdie woorde uithaal, julle sal die waarheid ken. En dan wil ek vra vir myself, en ek vertrou u vra die vraag vir u ook, maar van watter waarheid praat Jesus wanneer hy vir sy disippels, sy volgelinge, vir almal sê, julle sal die waarheid ken. En dan het ons 'n antwoord uit dieselfde woord uit wat vir ons sê, dat die waarheid waarvan Jesus praat, is die waarheid wat hy kom leer het hier op aarde. Dit waarvan hy vertel het terwyl hy op aarde was, en waarvan hy ons nou nog meer leer deur die Heilige Gees. Die waarheid waarvan Jesus praat, is die boodskap van verlossing en redding. Dis die waarheid van alles oor God se groot liefde. Dis die waarheid omtrent genade en vergifnis. Dis ook die waarheid oor die mens se behoefte aan verlossing en 'n versoening met God. Dis ook die waarheid oor die vernietigingswerk van die sonde en die oorwinning oor alles in die lewe. En ons kan nie, wanneer ons na die waarheid van die woord van die Here kyk en ons daarin wil grondves en onsself daarin wil anker, sonde en die waarheid oor sonde en sonde se vernietigingswerk skei van die waarheid van die woord nie. Want dit is opmerklik, dikwels wanneer ons lees in die woord van die Here rondom die waarheid en wanneer die Here Jesus hierdie dinge aanhaal, hoe dikwels hy sonde en die waarheid, die werk van sonde
en die waarheid van die evangelie bymekaar bring in een sin en vir ons daarvan vertel. Daar's een belangrike voorwaarde wat die Here hier tuis bring, wanneer ons wil anker in die waarheid en ons die waarheid wil ken. En hy sê, as julle in my woorde bly, met ander woorde, as ons bly by dit wat die Bybel vir ons leer, as ons bly by dit wat hy kom leer het, en ons moet in gedagte hou hier, dat hy praat hier met gelowige mense, want die gedeelte wat ons in Johannes 8 lees het, sê hy met die Jode gepraat, wat in hom geglo het. En hy sê vir gelowige mense, as julle in my woord bly, en hier is 'n implikasie, my broer en suster, dat ons kan nie die woord of die Bybel en die waarheid van mekaar skei, terwyl ons in 'n nuwe moderne wêreld lewe, en moderne oplossings gaan soek, en na moderne alternatiewe gaan soek vir verlossing en redding en genesing en uitkoms uit ons probleme en uitkoms uit sake uit wat vir ons ongemaklik is nie. Ons kan nie gaan moderne oplossings soek waar ons onsself in kan anker en sê, maar dit gaan my help om standvastig te bly nie, want die wêreld is vol leë beloftes wat nooit vrede kan bring in 'n mens se lewe nie, en wat jou nie kan tevrede stel soos wat die woord van die Here jou tevrede stel nie. Die waarheid is gerig op ewige lewe en nie op 'n tydelike bestaan hier op aarde nie. En wanneer die Here Jesus praat oor die waarheid, hy sê julle sal die waarheid leer ken en die waarheid sal julle vrymaak, dan begin hy al met ons te praat oor ons lewe hier op aarde. Dit wat hier met ons gebeur, dit wat ons behoefte hier nou is, maar hy kyk na my en jou en hy sien 'n ewige skepsel met 'n ewige lewe en hy wil dit by ons tuis bring dat ons geanker sal word om gereed te wees vir 'n ewige lewe en dat ons so geanker deur hierdie lewe sal gaan. Sou ons die Bybel en die waarheid kom skei van mekaar, dan verwyder ons die fondament waarop sin, hoop en rigting gebou word. En dis ook uiteindelik die fondament wat lei tot die ewige lewe. Jesus bid iets besonders in Johannes 17 vers 17 en hy bid vir sy disippels, vir sy volgelinge. Hy sê heilig hulle. Heilig beteken om afgesonder te word. En hy vra Vader, heilig hulle. Maar hoe moet die Vader ons heilig? Hy sê heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. En ek wil vir u sê, as u soek na 'n heilige lewe, as u soek na heiligmaking, as u soek om heilig te wees voor die Here en heilig gereed te wees vir die dag wanneer hy ons gaan kom haal, dan is daar nie 'n ander plek as om te gaan soek en te grawe in die dieptes van die woord van die Here en dit daaruit te haal nie, want hy bid dit tot die Vader en hy sê, maar heilig hulle in die waarheid, u woord is die waarheid. Amen. En dan is dit besonders dat die Bybel bevat selfs waarhede oor die lewe. Alles wat vanuit die lewe in 'n mens se lewe gebore word, vervreem jou van God. As geen lewe wat jou na die Here kan bring. Adam en Eva, 'n dood eenvoudige lewe van die duiwel geglo, aangehoor en hulle daarop gereageer en hulle is onmiddellik vervreemd van God. Elke saak waarin die waarheid ontken word, vervreem jou van God. Solank as die sondaar mens
die waarheid oor sy eie sonde toestand ontken, is hy op vlug weg van God af. En dis eers wanneer ons die waarheid van Jesus as die redder en verlosser van die wêreld begin erken en ons eie sondige toestand geopenbaar word, wat ons nader aan God beweeg en wat ons geanker word in hom. Dis opmerklik wanneer Jesus oor waarheid praat, dat hy dikwels sonde en vrymaking dan saam in een sin noem. En kom ons kyk vinnig na die onskatbare waarde, die voorreg wat ons as gelowig het. Die waarheid verwys na dit wat vir God reg is. En ek wil vir u sê, dis 'n eenvoudige sin hier, maar dis 'n sin met soveel diep waarde en so diep waarheid, want die waarheid van die woord verwys na dit wat vir God reg is en nie wat vir die wêreld reg is nie. As 'n mens vandag so 'n bietjie gaan rondspeel op die internet en op Google en jy gaan so 'n bietjie sekere Bybelvrae daar insit en vra en kyk die antwoorde wat jy kry en dit wat vanuit die wêreld uitkom, dan wil ek vir u sê, val dit totaal mis van die waarheid wat in die woord van die Here staan, want die waarheid wat uit die wêreld uitkom wil die evangelie van liefde, redding en genade aftakel en niks maak nie, maar dan kom die waarheid van die woord van die Here en die Here Jesus verklaar in daardie woord, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Die wêreld gaan soek in 'n leuen ander oplossings. Die wêreld gaan soek in 'n leuen ander maniere om by die Here uit te kom. Daar is net een manier en dit is om geanker te word in die waarheid van die woord, my broer en suster. Dit beteken vir ons, wanneer ons onsself anker in die waarheid, wortel in die waarheid, jy anker jouself in 'n onfeilbare beginsel, en dat jy dan jou lewe, jou denke en jou optrede vas anker aan God en sy woord. En dis nie in menslike menings of veranderlike omstandighede nie. Jy bly vas geanker. Die kern van dit alles, geliefdes, is dat ons het die voorreg om Jesus as die bron van waarheid te ken. Ons gaan soek nie, ons gaan krap nie iewers en ons wonder nie. As die woord sê, Jesus het aan die kruis uitgeroep, dit is volbring, dan wil ek vir u sê, hoef ek nie iewers te gaan soek nie, want dit is volbring. Hy het die voltooide werk vir verlossing aan die kruis gedoen en dit is klaar gedoen. As die woord sê die waarheid sal julle vrymaak, dan hoef ons nie iets anders te gaan soek nie. Ons kan net die waarheid in die woord gaan soek en ons sal vry word van enige iets wat ons bind, want die woord raak dit alles aan. Ons het die voorreg om te ken. Hy verklaar dit in Johannes 14 vers 6. Hy sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. En wanneer ons die weg van waarheid volg, gaan ons by die lewe uitkom. En ons praat van die ewige lewe, wat al vir ons hier op aarde begin. Jesus volg hierdie woorde op met hierdie woorde. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Om jou lewe te bou op absolute waarheid van die woord is 'n voorreg. Ons het Johannes 17 vers 17 al aangehaal. Die woord is die waarheid. Om standvastig te bly, dit is waarin wortel jou in die waarheid jou help, en dit is om standvastig te bly selfs wanneer dit moeilik is. In Psalm 1 skryf die psalmdigter iets eintlik baie besonders ook. Hy sê wel geluksalig, kom ons gebruik die nuwe taal ook wat gebruik word. Gelukkig is die mens
wat nie verkeerd geanker is nie. Die mens wat nie bou volgens die raad of die beginsels van die goddelose nie. En die mens wat nie beweeg op die weg van die sondaars nie. Die mens wat hom nie skaar by die spotters nie, wat nie sit in die kring van die spotters nie. Hy sê, so 'n mens wat wegbly van hierdie dinge af, is gelukkig, welgesalig, geluksalig. En dan sê hy verder, die persoon wat vreugde vind in die waarheid van die woord. Hy is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Hy is voorspoedig. Hy verwelk nie, en wanneer die swaar tye van die lewe kom, dan bly hy self nog standvastig en hy dra steeds vrugte, die swaar omstandighede van die lewe. Laat hom net eenvoudig nie ondergaan nie. En dit het my gebring, hierdie psalm, hierdie woorde, het my gebring by 'n gedagte oor die krag van waarheid. En die Bybel gebruik dikwels die voorbeeld van wortels om standvastigheid en groei aan te dui. En dikwels die voorbeeld van 'n boom of 'n plant, om dit vir ons duidelik te maak. Die wortels is eintlik die krag van die boom, want dit gee die voeding. En die krag van die boom se wortels lê in volgehoue groei en aanpassing. Dit hou nie op groei wanneer die omstandighede so 'n bietjie verander nie. As 'n boom geplant is by waterstrome en hy is besig om te groei en die stroom droog dalk in die reenseisoen en 'n droogteseisoen so 'n bietjie op, dan hou die boom nie opgroei nie. Die wortels gaan dieper en dit gaan soep water dieper onder die grond. Maar die boom pas aan by die omstandighede en hy groei deur die omstandighede. En ek wil vir u sê, geliefdes, wanneer ons gewortel is in die waarheid, die woord van God, het ons die vermoë om aan te pas by moeilike en swaar omstandighede. Het ons die vermoë om aan te pas wanneer daar so 'n bietjie finansiële droogte in ons lewe kom. Het ons die vermoë om aan te pas wanneer ons gesondheidstoestand so 'n bietjie verander en daar so 'n bietjie 'n droogte kom in dit wat met ons gebeur. Het ons die vermoë om aan te pas in soveel dinge wat verkeerd kan loop in hierdie lewe, omdat ons geanker is in die waarheid van die woord en ons wortels net eenvoudig dieper gaan groei. En selfs wanneer die wortels van 'n boom teen rotse of teen beton kan vasdruk, hou dit nie op groei nie. Het jy al gesien die krag van 'n boomwortel? Dat onder pavering of onder beton vasgedruk word. Ek sit nou met so 'n probleem met 'n boom van my buurman. Ek gaan nie dat die boom enige veroorsaak nie, maar die wortels is besig om die pavering net eenvoudig in die lug op te tel. Die wortels van 'n boom laat nie toe dat dit die groeikrag van die boom beïnvloed nie. Dit laat nie toe dat die boom ten gronde gaan as gevolg van iets wat met hom gebeur, wat nie gunstig is in die lewe nie. Dit word net eenvoudig al sterker en dit keer nie die wortels om aan te hou en al te hou vermeerder, sodat die boom kan groei en sterker kan word nie. Die wortels gee ook stabiliteit aan die boom. Dit is soms verbaasend wanneer jy rondom 'n boom begin opgrawe en jy sien hoe die uitgebreide wortelstelsels loop van die boom en dit anker die boom sodat hy die sterk winde in die lewe kan weerstaan. En die waarheid van die woord hou ons staande teen die dwaling en die dwaalleerstellinge van hierdie
tyd waarin ons lewe, en hoe meer kennis ons opdoen in die woord van die Here, hoe sterker versprei ons wortels en kan ons teen alle storms en elke aanslag in hierdie lewe sterk bly. Paulus kom in 2 Korintiërs 2 vers 11 en hy sê vir ons iets anders oor die stabiliteit wat wortels bring. Hy sê ons is nie onbekend met die planne van Satan nie. En dis 'n voorreg, my broer en suster, dat ek en u in die woord van die Here ook die planne van Satan kan ontdek en kennis daarin opdoen en ons gereed is omdat ons wortels geanker is en ons self geanker en gewortel is, en wanneer daar die planne kom, weet ons waarheen hy met ons wil gaan, wat hy met ons wil doen en hoe hy ons wil probeer aftakel en hoe hy ons wil probeer afbreek, en dan wanneer dit kom, dan kan ons gaan staan en sê, dankie Here, dis net u genade wat my die hele tyd ombring. U troue liefde wat my laat sing, want ek ken die planne van Satan en ek sal nie toelaat dat hy met sy planne kom en my probeer omwortel nie. Dan is dit ook interessant dat die wortels groei diep. En ek het 'n bietjie navorsing gedoen, wat is die boom met die diepste wortelstelsel? Die boom se naam is die herdersboom. Sy wortels groei tot 68 meter onder die grond. 68 meter is so amper 3/4 van 'n rugbyveld. Ek wil net sê, as jy 68 meter regop tel, op 'n gat van 68 meter van graaf, sal jy nie glo hoe diep dit is nie. Maar dit is hoe diep hierdie boom se wortels reik. Hy groei in droë gebiede, veral in woestyngebiede. En sy wortels reik so diep om water daaronder in die grond te haal, om voeding daaronder diep in die grond te gaan haal. En hulle reken dat dis minder krag om die voedsel daar te gaan haal, en meer volharding wat oor 'n tyd dit moontlik maak dat hierdie boom kan bly staan. Die boom in homself het nie noodwendig die krag om staande te bly deur hierdie droogteseisoen nie, maar dis die volharding van die wortels om die water, die voeding daar diep in die grond uit te gaan haal, wat die boom die vermoë gee om selfs deur die droogste van seisoene te bestaan. En net so is geloof nie 'n oppervlakkige saak nie. Ons het nodig om diep gewortelde geloof te beoefen in die tyd waarin ons leef. Ons het nodig om te volhard en oorwinning te ervaar met diep gewortelde geloof in die tyd waarin ek en u is, my broer en suster. Ons kan nie op hierdie tyd, in verskoon die mooi Afrikaanse woord, maar survive met oppervlakkige geloof. Ons het nodig om geworteld te wees, om net te glo, en ons gaan dit nou sing. Nou sing, Jesus is die sterk vir ons. Om net eenvoudig te glo, maar hy is die verlosser. Hy is die een wat ons verlos het, wat ons steeds kan verlos. Ons het nodig om te glo, Jesus is die groot geneesheer, en te vertrou dat hy kan ons aanraak wanneer ons siek is, en om te vertrou vir wonderwerke in ons lewens. Wortels is 'n bewys dat daar konsekwente, geduldige druk oor tye, enorme struikelblokke dit oorkom kan word en ons staande kan bly. En dan wil ek klaar maak en gesels net vinnig oor die krag van groei. Ek kom agter, as ek na hierdie gedagtes kyk, dat geloof eintlik nooit stagneer nie. Geloof is 'n voortdurende groeiproses. En dis waarom ons nodig het om ons te wortel in die waarheid van die woord
van die Here. Dis 'n proses wat net eenvoudig nooit gaan ophou nie. En die Hebreërs skrywer maak 'n baie belangrike stelling in Hebreërs 6 vers 1. Hy sê daar, moenie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Maar ons moet na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê van die bekering van uit dooie werke en die van die geloof in God. Hy wil ons leer dat na bekering, na wedergeboorte, daar 'n dieper pad is wat ek en jy saam met die Here moet stap, my broer en suster. Hy wil ons leer dat daar 'n dieper pad is in groei na geestelike volwassenheid en hoe dieper ons wortels gaan anker in die waarheid. My broer en suster, wil ek vir u sê, hoe sterker gaan die groei op hierdie pad wees en ons gaan self deur die toetse en die beproewings kan groei en steeds sterker word. En dis wat Paulus in sy skrifgedeelte kom sê, wat ons in Kolossense 2 gelees het. Hy sê, julle het Jesus aangeneem. Met ander woorde, daar's 'n bepaalde fundament daar gestel, waarop ek en jy Jesus aanneem. Nou sê die Hebreërs skrywer, julle is verby daardie punt. Julle kan nie weer teruggaan na daardie fundament en by daardie fundament bly nie. Julle moet nou so 'n bietjie aanbeweeg. En nou wil ek vir u sê, ons moet dit nie misverstaan nie. Die waarheid is, die fundament bly dieselfde fundament. Want jy kan nie begin aanbeweeg as jy nie eers op die fundament gekom het en Jesus aanvaar het nie. En dan moet jy aanbeweeg. En daar's 'n basis vir die aanbeweeg ook vir dit wat daar's nou 'n pad wat moet geloop word. En daardie basis, sê Paulus, is wandel in hom. Moenie iets anders gaan soek nie. Moenie ander oplossings gaan soek nie. Moenie na ander dinge gaan kyk nie. Wandel in hom. Dis bly dieselfde fundament, my broer en suster. Maar 'n fundament beteken niks as ons nie begin stene bou op daardie fundament nie. En so moet ons begin bou in hom. En dan sê vir ons die bouproses op daardie selfde fundament is gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof. So wanneer ek en u op die regte fundament begin bou en ons wil die gebou voltooi, dan moet ons gewortel en opgebou in die Here wees, bevestig in die geloof. Ons het 'n aandeel in die werk, die bouwerk wat die Heilige Gees in elkeen van ons lewens doen. En daardie aandeel is, ons moet in ons geloof vas staan, staande bly, geanker wees. Ons moet die Bybel oopmaak, ons moet dit lees, ons moet dit deel met ander en ons moet groei. En jy sal agterkom in my visie vir die jaar, is dit die 3 dinge wat ons gaan doen. Dis leer, groei en deel. Want ons kan nie die gebou voltooi as ons nie dit wat ons ontvang deel met ander, sodat hulle ook by die fundament sal uitkom en sal kan begin bou nie. Ons moet die Heilige Gees toelaat om ons denke te verlig en geestelik te begin dink oor die goedheid van die Here en sy voorsiening oor ons elke dag. Ons moet hoor wanneer die skrif uitgelê word. Of ons dit oor die radio hoor, of ons dit in prediking van 'n kansel af hoor, of ons dit by 'n Bybelstudie hoor, of ons dit hoor deur iemand wat 'n getuienis bring, maar ons moet hoor wat wil die Heilige Gees vir elkeen van ons sê wanneer die skrif uitgelê word.
Ons het nodig om persoonlik Bybelstudie te doen. Ons moet getuienisse met mekaar deel. En ons moet 'n sterk gebedslewe opbou. Dan raak ons gewortel in die waarheid van die woord. En ek vertrou U het elkeen begeer om te sê, Here, in hierdie jaar wil ek gewortel word in die waarheid. Ek wil my wortels in niks anders instuur nie, maar in die woord, in die waarheid, sodat dit my anker sal word vir hierdie lewe en dit my sal sterk hou in hierdie lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die kosbare woord. Dankie vir die voorreg om dit so ons te doen. Dankie vir die voorreg dat U skrywers daar gestel het, wat dit vir ons so kosbaar en besonder kon uiteensit, en dat ons dit vandag nog steeds kon uitgeleg kry. Ons gebed vanmôre is, Here, dat U ons sal help om in hierdie tyd waarin ons is, net dieper en dieper te grawe in die woord, Here. Dat ons net meer en meer waarheid in dit sal ontdek, en dat ons wortels dieper sal groei, sodat ons, wanneer daar droë seisoene is, die water van die woord sal kan gaan drink en kan gaan uithaal, en in ons lewe kan word 'n fontein van lewende water, wat borrel en wat uitloop en oorloop, en ons net eenvoudig verkoop en versterk en staande hou. Help ons in hierdie jaar, Here, om werklik vas te hou en te anker aan die kosbare woord, is ons gebed in die mooi naam. Amen. Amen. Baie dankie. Ons span van die lei en die slot van die diens, want ons klaar afgesluit het, gaan ek net vinnig nog op die afkondigings aan die voorhou, om ons saam met hulle terwyl hulle ook die offerande gaan waarneem. Terwyl ons offerande gaan voorberei, wil ek net weer vir die attent maak om die offerande wat jy bring, moet jy al by die huis besluit wanneer jy dit, hoeveel jy gaan gee. Kom nie skaam wees nie, dien die Here in oorgawe, gee jou offer vir hom, en jy sal geseën wees. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie, dat ons in hierdie oomblik hierdie kosbare woord kon aanhoor, dat ons geanker is in Jesus, en dat daardie anker nie kan skuif als baie die storm hoe sterk, want U is ons rots, waarby ons kan staan. Vra dat U die offer wat ons gaan bring, tot eer van U naam sal wees, en dat U elkeen sal seën tot verheerliking daarvan. Amen. Hallelujah.
gesit dankbaar te wees. Dankbaar vir die voorreg wat ons gehad het om hier te kon wees, Here. Dankbaar wees, Here, vir die woord wat uitgegaan, die geïnspireerde woord wat pastoor Johan gebring het. Die woord wat Johnny vir ons gebring het, wat Gilia vir ons gebring het, en die woord en saam wat Susan gebring het. Here, ons het die voorreg vanmôre gehad om daarna te luister. Ek glo, Here, en ek vertrou dat ieder en elk vanmôre hier teenwoordig 'n seën ontvang het uit hierdie diens, Here, en dat niemand dieselfde hier sal uitgaan as wat hier ingekom het nie. Ons vra U nou, Here, vandag ons nou in die liefde, Here, en behoed en bewaar elkeen van ons soos ons na ons verskillende huise reis, en behoed en bewaar ons ook hierdie week, Here, dat ons weer veilig hier sal by mekaar kom. In Jesus se lieflike naam. Amen. Amen. Staan ons maar net so, kan ons ook net eers vir die getuienis bring. Ons het op ons gebedsgroepe nou baie ernstige gebid vir Marius en Lana se dogtertjie Kylie. Baie erg gebuk gegaan het onder hoofpyne en hoering. Ek sien hulle is volgende hier. Ek glo sy is in kinderkerk. En ons loof die Here en ons hou aanbid en vertrou dat die Here haar volmaak gaan aanraak en gaan genees. Ek het nie vandag vir u gejok nie. Ek het die pad van waarheid gevolg. Die koffiestasie is op. Ek kan heerlik gaan kuier na die tyd. En verlede Sondag het ek vir u gejok, maar vandag kan jy gaan kuier so bietjie, gaan selfs lekker, drink 'n lekker koppie koffie. Ons nog nie aandienste nie. Volgende Sondag gaan ons aandienste weer begin en die jeug wil ek ook noem, ons gaan van die eerste Vrydag af, aan Februarie af, gaan die jeug ook weer afspot. Mag die Here u seën vir die week, en mag u 'n wonderlike tyd hê en grawe jouself al dieper en dieper in die woord van die Here. Die Here seën vir u, gee my 'n kansie om daar agter te kom.